Ons is dan nou by die derde kursus van die ou paaie kursus, die derde klas. En ek wil jou herinner, your baggage may not be your fault, but your healing is your responsibility. Selfs as wat ons die vorige keer gesê het. So dis nie jou skuld dat met jou gebeur het, wat met jou gebeur het nie, maar dis definitief jou verantwoordelikheid om vorentoe dit uit te sorteer. Goed, daar is 'n intense spirituele oorlog oor wie se boodskap van identiteit, wie ek is, en roeping, hoekom is ek hier, wat diep in jou kind se hart geplant gaan word. Okay, so ons gaan vandag praat oor seën met konsepsie, met bevrugting, né? Dit sal die eerste stadium van seën wees wat ons gaan hanteer. Die duiwel sal uit sy pad uitgaan om konsepsie tot sy voordeel te gebruik en om 'n boodskap van waardeloosheid of doelloosheid in 'n kind se hart in te plant. As ouers moet ons gefokus bly om God se boodskap van liefde en waarheid in 'n kind se hart in te plant. Dit is baie keer uit ons eie gevoel van waardeloosheid dat 'n boodskap van Satan in ons kind se hart geplant word. En onthou jy, dit hoef nie net op kinders van toepassing te wees nie, dit kan ook uit 'n gevoel van waardeloosheid in jou eie hart wees, wat jy byvoorbeeld 'n werkskollega sleg maak of sleg sê of minderwaardig laat voel, of uit 'n gevoel, 'n wond uit jou eie hart uit, wat jy byvoorbeeld jou ma waardeloos laat voel, of hoe ook al dit mag sy. So jy kan die kursus op hierdie stadium van toepassing maak spesifiek op jouself. Onthou ek het vir julle gesê die vorige keer, ons wil eers graag hê vir alles jy 'n ouer is, dat jy jou eie genesing moet kry, en daarna kan jy amper die kursus weer van voor af deurwerk, en dan fokus jy met jou gedagtes op jou kind. So as jy eers op jouself en dan op jou kind. So as jy byvoorbeeld nog die kinders het nie, dan kan jy nou die hele tyd hierso fokus op jouself en om jou eie wonde te genees. Okay, so die hoofrolspelers in hierdie stadium is die pa en die ma. Ons praat van konsepsie, né? Ons praat van bevrugting. So die pa en die ma is baie belangrik. Albei die ouers is ewe belangrik en ewe nodig en ewe verantwoordelik om 'n veilige en 'n geseënde omgewing op te stel waarin die kind die wêreld kan inkom. Die hoofvraag in daai kind se hart of in daai geesie se hart, onthou ons het vir mekaar gesê 6 ure na konsepsie vermoed die wetenskap word die gees reeds ingeplant. So van 6 ure nadat pappa en mamma by mekaar geslaap het, is daai kind reeds 'n entiteit, 'n kind, 'n baba. Die gees word dan reeds ingeplant. So die hoofvraag in daai geesie of in daai baba se hart gaan wees, is ek welkom in die familie? Alright. So God gaan vir die baba 'n boodskap gee, Satan gaan vir die baba 'n boodskap gee om hierdie vraag te beantwoord. Satan se boodskap sal wees nee. Jy is nie welkom nie. Ons soek jou nie. Niemand soek jou nie. Ons wou 'n ander kind hê. Jy is eintlik 'n nuisance. Jy pla net. Jy's 'n indringer in ons lewens. Jy is 'n fout, net 'n produk van welis of last in Engels, né? Met geen doel en geen roeping. God se boodskap sal wees, jy is heeltemal welkom. Ons wil jou hê en ons het met 'n verwagting na jou geboorte uitgesien, met vreugde. Jy het 'n plek in die familie. Jy is 'n groot seën vir ons. God het jou 'n unieke doel en roeping op aarde gegee. Ons sal alles in ons vermoë doen om jou te help beskerm en om jou te lei om daardie doel op aarde te vervul. Hoe sou dit gewerk het as jy dan nou, as jou ouers jou dan nou sou vervloek het? Onthou dit hoef nie net jou ouers te wees nie, dit kan 'n oupa en 'n ouma ook wees, of enige iemand wat op daai stadium iets te sê gehad het oor jou in die buik. So om vervloek te wees met konsepsie versus om geseën te wees met konsepsie. Om geseën te wees sal wees as albei die ouers die kind wil hê en verwag en met 'n groot vreugde die geboorte verwag het. Of as albei ouers binne 'n wettige huweliksverbond is. 'n Huweliksverbond maak 'n protective hedge, 'n veilige heining om jou baba. Die konsepsie gebeur uit liefde en nie uit welis nie. Dit sal 'n seën wees, né? 'n Vervloeking sal wees as een of albei die ouers nie 'n verwagting gehad het nie. So dit is nou 'n swangerskap waarvoor ons nie gehoop het nie en eintlik nie wou gehad het nie.
Een of al twee die ouers het 'n afskeid in die konsepsie en sien die kind as 'n indringer. Die konsepsie gebeur buite die huweliksverbond. En die konsepsie gebeur uit welis en nie uit liefde nie. So uit last en nie uit liefde nie. Okay. Nou, net omrede ek vir julle baie goed van die Jode gaan vertel en dit dalk 'n vraag in jou hart kan sit oor hoekom ek die hele tyd so in die Ou Testament dwel, wil ek vir jou wys dat die Ou Testament baie beslis nog baie relevant is in vandag se tyd. Die Ou Testament is vol baie interessanthede wat ons baie kan help in vandag se tyd. Okay, so ons lees in Matteus 5:17, moenie dink ek het gekom om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Okay, so Jesus het nie gekom om die wet te ontbind nie. Al die wette wat opgeskryf is, al die verordeninge in die Bybel wat op ons van toepassing is vandag, het hy nie kom ontbind nie, maar hy het eerder gekom om dit in ons harte te skryf. So ons doen vandag nie die 10 gebooie meer omdat dit op 'n stuk papier skryf of omdat ons dit moet doen nie. Ons doen dit omdat dit in ons hart geplant is en omdat ons dit wil doen. Omdat ons wedergebore kinders van Christus is, het ons nie 'n begeerte om iemand dood te maak nie. Omdat ons wedergebore kinders van Christus is en weet hoe hy voel oor hoe ons ouers moet hanteer ons ouers mooi want dit is in ons harte opgeskryf, nie omdat ons moet nie. So hy dit kom vervul. Okay, ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het julle oorgekom, hoor nou mooi, as 'n voorbeeld. So die Ou Testament, alles wat in die Ou Testament gebeur het met die Jode, het hulle oorgekom as 'n voorbeeld. En dit is opgeskryf vir ons in vandag se tyd as 'n waarskuwing op ons op hierdie eindes van die eeue gekom het. So 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, die hele skrif, met ander woorde, van Genesis tot Openbaring, is deur God ingegee en is nuttig tot lering, so om ons iets te leer, tot weerlegging, om vir ons te wys wat is wat en wat is die verordeninge wat ons moet nakom, tot teregwysing, om vir jou te sê, maak so nie so nie, tot onderwysing, om jou te leer in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk toegerus. Deuteronomium 4 vers 2, julle mag by die woorde wat ek vir julle beveel het, niks byvoeg nie, en julle mag niks weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel. Openbaring 22 vers 18, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profeseë van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe staan. En dit is vir ons baie interessant, dat wanneer hulle die mammies en die goedertjies, wat mooi gepreserveer, of hoe noem jy dit, gebewaar was, as hulle daai mammies, daai sect en bestudeer, dan sien hulle dat baie keer is daai ouens dood aan goed waarin ons ook vandag dood is. So dit is waarvan hulle daar praat, van kankers en nierversaking en al daai dingetjies. Ek wil vir jou by sê, laat ek nou gaan kyk hierso, ek wil vir jou verduidelik, dat as jy wil weet of die Bybel relevant is, Deuteronomium 4 vers 2 praat oor die vertalings van die Bybel, die Nuwe Testament, al aan 34 boeke van die Ou Testament, met ongeveer 280 verse wat aangehaal word. Nou, die Griekse vertaling van die Ou Testament, noem ons die Septuagint, hy bestaan uit al die boeke wat vandag in die Ou Testament is, maar net in 'n ander orde. So hy begin by Genesis en hy eindig by 2 Kronieke. En dan die Tanakh is die Hebreëse ou vertaling, hy het ook al die boeke in, en die orde is ook net 'n bietjie anders. Okay. Maar wat interessant is, onthou nou, Jesus was 'n Jood, Jesus was 'n Hebreër gewees. So, Jesus het toe hy in die Nuwe Testament, uit die Ou Testament aanhaal, het hy meeste van die tyd, omtrent 2/3, as dit nie meer is nie van die tyd, het hy in Grieks aangehaal, en nie in Hebreëus aangehaal nie. So dit is net vir ons 'n teken, regtig 'n teken, dat Jesus nie omgee, of dat God, Jesus het God op aarde kom verteenwoordig, so Jesus het God se hart op aarde kom uitleef. So as
dit vir Jesus okay was dat ons in Grieks kon aanhaal wat nie sy taal was en dit was klaar vertaling van die oorspronklike boek, dan sal Jesus nie omgee as ons vandag die Bybel vertaal in die taal wat ons kan praat nie. Net of jy daai gemoedsrus te gee, en dan wat ek vir jou wil bysê, is dat die skrif wat Jesus gelees het, sê hy, van die onskuld, praat in Matteus hiervan, dan sê Jesus self, van die onskuldige bloed van Abel, en ons weet, Kain het vir Abel doodgemaak, tot by die onskuldige bloed van Sagaria. Nou, Sagaria was veronderstel om 'n boodskap te bring, wat God hom gestuur het om te bring, en hy het hom gestenig voor die tempel. So, die storie van Abel staan in Genesis, en die storie van Sagaria staan in 2 Kronieke. So, net deur daai sin, sê Jesus, die hele Ou Testament. So, hy praat van Genesis, tot by 2 Kronieke, is vir hom aanvaarbaar en opgeskryf, en dit is dan nou in die Nuwe Testament, waar hulle baie keer aan uit die ou vertaling uit. So as jy ooit gewonder het of die ou vertaling relevant is of nie, dit is 100% relevant die hele Bybel. En dit is baie belangrik vir ons. Okay. So ek wil vir jou verduidelik van God se beskermende meganisme. Onthou, dit is waaroor die kursus hoofsaaklik gaan, is die ou paaie. So ek kon nou daar geskryf het, die ou paaie wat konsepsie laat werk het, of die ou paaie wat identiteit en roeping in 'n kind se hart ingeplant het, dan sal jy my hart hoor. Nou, so die eerste ene was die wet van Moses, wat doodstraf was. So met ander woorde, as jy 'n buiteegtelike kind gehad het, is jy doodgemaak. Hoe kan dit God se beskerming wees om doodgemaak te word? Ek gaan vir jou wys. Dan is dit die kulturele houding teenoor kinders. Kinders is gesien as 'n seën, eerder as 'n nuisance. Kinders was 'n baie groot blessing in daai tyd gewees. Ons lees in Psalm 127 vers 3, kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seun van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. So die kulturele houding teenoor 'n huwelik was een van God se beskermende meganismes. Mense het verstaan dat dit 'n verbond was en dat dit heilig aan die Here was. Ons lees in Maleagi 2 vers 13 tot 14 oor die huwelik. Okay, so God se beskermende heining van die huwelik. So as jy in 'n huwelik conceive of bevrug word, dan is daar outomaties 'n heining wat God om daai kind sit om hom te beskerm, né? God sit vir jou 'n geestelike boundary om, laat daai aanslagte waarvan ons lees in Efesiërs 6, laat dit nie so by jou kind kan uitkom nie. Okay. Genesis 2 vers 24, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. So die oomblik wat jy sê I do by die kansel, dan word jy en jou man 'n nuwe gesinnetjie, 'n nuwe atoom as jy dit so wil sien, 'n nuwe entiteit. So die man kom weg van sy vrou af en die vrou en die man kleef aan en hulle word 'n nuwe entiteit, nie entiteit. Okay. Die huwelik is veeldoelig, dit vorm 'n beskermende heining om die kinders, soos wat ek gesê het. Die huwelik is ook 'n ou pad, daar's 'n hele kursus oor die huwelik as dit kom by ou paaie, en dan wanneer die huwelik bevestig word, is dit asof 'n nuwe atoom gevorm word, soos ek vir jou gesê het. Okay. So spirituele wette, soos gravitasie, so ek sê altyd die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het die wet van gravitasie nie weggeval nie. So onthou, ek sê, Jesus het gekom om die wet te vervul, nie om hom op te breek nie. So daar is geestelike wette wat nog steeds tel. Tel dit nog steeds dat jy buite kan die stad moet gaan piepie? Nee, dit tel nie meer. Daai wette het weggeval. Dit was wette om die Israeliete te help om orde te hou binne in hulle baie besige opset soos wat hulle gebly en geleef het. Dit is nie vandag op ons van toepassing nie. Maar spirituele wette is soos gravitasie, dit bly tot vandag toe. 'n Paar spirituele wette wat jy van moet weet is, wat jy saai sal jy maai. Nog 'n spirituele wet waarvan jy moet weet is, die oordeel waarmee jy oordeel sal jy met die oordeel waarmee jy oordeel sal jy geoordeel word. Byvoorbeeld om te tithe is 'n spirituele wet, om jou tiende te gee. Tithe beteken letterlik tiende. Dit beteken 'n tiende, en dit is God se geld en behoort holy en set apart vir God te wees. Okay.
So Deuteronomium 23 vers 2 is sê geen baster, en 'n baster het niks met ras te doen nie. 'n Baster is 'n illegitimate child. 'n Baster is 'n kind wat nie in die huwelik gebore is nie. Okay. So geen baster mag in die vergadering van die Here kom nie, selfs sy 10de geslag mag in die vergadering van die Here nie kom nie. Right. So dit was 'n wet gewees. Die wet was dat geen kind wat buite die eg gebore word in die vergadering van die Here mag kom nie. Okay. So as ons het gekyk, een van God se beskermingsmeganismes vir konsepsie was die huwelik gewees. En as jy nou besef dat as jy buite die huwelik 'n kind kry, daai kind nie hemel toe kan gaan nie, vir 10 geslagte ver, kan jy dan besef dat dit eintlik God se beskerming was om daai kind nie te laat lewe nie. So dit is hoe God die volk beskerm het. Okay. Die vyand is 'n regskundige. Hy sal werk maak van die saak om miljoene mense op hierdie manier uit die huwelik te hou. Right, so as jy op hierdie stadium baie senuweeagtig is, want jy was dalk in 'n buiteegtelike verhouding gewees, of jy dalk voor die huwelik saam met iemand geslaap, of jou eerste kind is dalk buite die eg gekonsiew, dan onthou jy net vir die oomblik dat Jesus het gekom en hy het aan 'n kruis vir elke een van ons sondes gesterf. Laat dit relevant is, dit is so, jy moet dit toepas. So jy sal nou na die Here toe moet gaan en jy sal nou vir die Here moet sê, Here, ek besef hier was ek verkeerd. En hierso het ek buite u wet opgetree, of u wil opgetree, of u verordeninge opgetree. Maar ek dank u vir dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Ek dank u dat u aan die kruis gesterf het, sodat elke een van hierdie sondes net weggewas kan word. En ek wil dit nou graag apply in my lewe. So dis net ongelooflik belangrik, dat jy nou na die Here toe gaan, en dit gaan uitsorteer. Want dit is wat dit is, en Satan sal daai saak werk, om jou te na te kom, en jou nageslag, en jou familie for that matter, te na te kom. Okay. So meer as 50% van kinders wat in hospitale gebore word gebore buite die huwelik. Die duiwel kan daarom 'n impak hê om baie mense met hierdie strategie uit die hemel uit te hou. Die ouer tree op as die sterk man. Elke ouer is 'n hekwagter. Papas en mamas kan die deur oopmaak vir die kinders in die gees, maar hulle kan ook die hek oopmaak vir die dinge van die duiwel in die gees. Okay. So ons lees daarvan in Matteus 12 vers 28, maar as ek deur die gees van God duiwels uitdryf, want hy praat van duiwels uitdryf, hoor, lees die 2 verse saam, maar as ek deur die gees van God, ek is Jesus, deur die gees van God duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Of hoe kan iemand die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, dan sal hy die huis kan roof. Jesus praat van demone, dis 'n beginsel van autoriteit. Jy moet die hoofbaas kry, die kingpin van die demone. As Satan die ouers kan bind, het hy vrye toegang tot die kinders. Alright. So dis 'n voorbeeld van 'n pa, wat ek vir julle kan vertel van 'n pa wat na pornografie gekyk het. Hy was uit na 'n kongres toe in 'n ander dorp, en hy daar in 'n hotelkamer geslaap, en hy het verveeld geraak, en hy het sy foon uitgehaal en hy het pornografie begin kyk. Hy het dit nog nooit van tevore gedoen nie. Hy was eintlik net op 'n site gewees en die goed het opgepop en hy het dit toe nou maar geëntertain. Okay. Hy het toe nou terrible gevoel daaroor, besef dis nie van die Here af nie, want hy is 'n wedergebore Christen. Hy het vir die Here gesê hy is jammer, vir die Here gevra om te vergewe. Nou is die vraag, het dit 'n invloed gehad op enige iemand anders? En die antwoord is ja. Hy het die deur oopgemaak vir die vyand om toegang te hê tot sy kinders se lewe. So later, 'n paar weke later, kom hy agter dat een van sy kinders besig is met sexting. Dis om boodskappe te stuur soos 'n pornografie foto aan te stuur, dalk 'n foto van jouself kaal aan te stuur vir 'n boyfriend of hoe ook al. Is sexting, dis 'n baie algemene ding onder die kinders vandag. So, hulle moes dit toe nog gaan hanteer in die gees en net weer daai deur toemaak. So dis baie relevant. Okay, so word ons so gebore? Nou, dit is 'n interessante vraag. As 'n ou byvoorbeeld homoseksueel is van baie jongs af, is hy so gebore?
Hierdie vroutjie vertel van haar 5-jarige seun, wat seksueel verskriklik onvanpas was, sodat hy nie meer sonnaarskool toe kon gegaan het nie, hy was nog geen kinderpartytjie toegenooi nie, dit was die hele tyd 'n storie by die kleuterskool, nou en dan is hy ingeroep, dan het hy weer dit gedoen, dan het hy weer dat gedoen, verskriklike vulgare grappies vertel, sommer aan die kleuterskool, aan die kinderkerk juffrou se bors gevat, byvoorbeeld sulke goedjies, en dit was heeltemal buite die natuur van hulle huis, want hulle het ook 'n sterk geestelike huis gehad, waar hulle Sondag kerk toe gegaan het, en Bybel gelees het, en saam met mekaar gebid het, en elke ding. En sy gaan toe na een van Craig Hill, wat hierdie kursus se founder is, se kongresse toe, en na die kongres toe gaan vra sy vir hom, vertel sy vir hom haar storie, en sy vra vir hom, wat kan die probleem wees, en hy sê, die Heilige Gees het hom toe gelei om vir haar 'n paar vrae te vra, en die eerste vraag wat hy toe nou vir haar vra is, vertel my van die dag toe die baba gemaak is, en dis toe nou net daar, wat sy uitbars in trane, en confess dat sy eintlik niks van daai aand kon onthou nie, sy weet net, sy was saam met meer as een man gewees, daai aand sy het saam met 3 of 4 verskillende ouens geslaap, sy was baie dronk, dit was by 'n klub gewees, sy het nou net daarna uitgevind dat sy swanger is, sy het tot bekering gekom, sy het alles bely en vredig sê, sy is jammer daaroor, sy het 'n man ontmoet, sy het met hom getrou, dis die man met wie sy vandag nog getrou is, die kind weet eintlik nie van enige van dit nie, en hulle leef eintlik 'n baie mooi lewe. En Craig Hill het toe vir haar gesê, maar daai kind is gedemonized met conception, as gevolg van daai perversiteit en last, kon daar 'n demoon daai aand by hom ingekom het, en die pastoor was ook by gewees, en hy het toe nou Craig Hill vir die pastoor gevra, sal hy daarmee kan deel, die pastoor het gesê, ja, hy weet hoe, en hulle het, die mamma toe met die baba en die pappa na die pastoor toe gegaan, waar hulle toe nou net weer alles bely het, en toe Satan geen meer legal reg toe nou gehad het, om met hierdie kind te karring nie, omdat hulle nou belydenis gedoen het van alles wat gebeur het, toe kon hulle daai demoon gevra het om te gaan. So dit is baie van pas en baie relevant, dat 'n mens moet besef, dat so die oomblik wat Satan 'n oop deur het, mag 'n demoon werk in jou lewe. En ek wil net vir julle sê, dat ek vir baie lank in my lewe nogal bedreig gevoel het deur enige bevrydingsministries, want ek het net gedink, dit is net te groot vir my, en dis later in my lewe wat ek besef het, dat dit is 'n one-liner, dit is een en dieselfde ding, as jy 'n ou help met wedergeboorte, en hy sit voor jou met 'n ding wat nie van die Here af is in hom nie, en julle het bely wat ook al daai ding se reg is, so sê nou maar, 'n demoon van perversiteit, of van lust, dallas, of ietsie, is in jou kind sigbaar, en jy bely, waar jy voor dit huwelikse seks gehad het, of jy bely waar jy die kind daar buite die eg gekonsiewe is, of jy bely waar jy daar pornografie gekyk het, of jy bely wat ook al, die Here sal vir jou wys, die Heilige Gees sal vir jou wys, wat jy moet bely as jy hom vra, en jy bely ander goed, het daai demoon glad nie meer 'n plek in jou kind se lewe nie, en dan mag jy hom vra om te gaan, so dan vra jy hom net om te gaan in Jesus naam, gees van dallas, of gees van perversiteit, wat jy kan sy funksie ook net noem, jy moet nou gaan in die naam van Jesus, want jy het nou geen meer legal right nie, en die vrou getuig dat haar kind 180 grade draai gemaak het, hy kon niks van daai grappe eers meer onthou het nie, hy was nooit ooit weer onvanpas nie, hy het net handomkeer verander, want dit was nie hy wat so geopereer het nie, dit was 'n ding binne in hom, en daai ding het legal right gehad om in te kom, al met konsepsie, as gevolg van wat die ma gedoen het. En die vroutjie getuig so mooi na die tyd, sy sê, never before would I have believed that it was possible for a little boy to be demonized at the moment of conception, had it not happened to my son, and had I not seen the consequences of my past iniquity with my own eyes. Okay, so iniquity is 'n sonde, in party skrifte word dit ewen verkeerd vertaal, maar ek wil gou vir jou verduidelik wat die verskil is tussen sonde, iniquities en transgressions. So 'n sonde is 'n sin in Engels, 'n iniquity is 'n ongeregtigheid in Engels, en 'n transgression is 'n oortreding in Afrikaans. So in die Afrikaanse Bybel gaan dit staan oortreding vir transgression, ongeregtigheid vir iniquity en sonde vir sin. Okay, so maak nou seker jy volg. So 'n sonde is
chata in die Hebreëse taal, en dit beteken dood eenvoudig to miss the mark. Okay, so dis like a arrow shot that deviates and misses the mark. So jy aim eintlik in die regte rigting. Jou grootste beplanning en doel en intensie is om reg te doen, maar jy mis die punt. Okay, dit kan 'n ongeluk wees. Die woord sin of sonde kom 448 keer voor in die Bybel, sondes in die meervoud 172 keer. Okay, nou 'n iniquity of 'n ongeregtigheid is avon, en dit word gekoppel aan die gees. Ek gaan vir jou nou wys dit met vers. Jy kan Psalm 32 vers 1 tot 2 lees, en dit is nie 'n outward flesh action nie, dis nie eers uit jou siel uit nie, dis 'n ding wat diep in jou ingewortel is. Dis amper soos 'n karaktereienskap. Die woord iniquity kom 278 keer in die Bybel voor, en iniquities kom 56 keer in die Bybel voor. Goed, transgression of 'n oortreding is pesha, en dit is a willful rebellion. So nou, jy mis nie die punt soos met sonde nie, jy weet wat reg is, so jy kies om dit nie te doen nie. Okay, so Eve missed the mark. Eva het gesondig sonder dat sy besef het sy sondig. Sy het net gedink sy doen goed, sy wil meer van God leer ken, en Satan het haar oortuig dat as sy van hierdie boom eet, dan gaan sy meer kennis van God kry. Adam, on the other hand, het verkeerd gekies, want hy het baie pertinent geweet wat hulle nou doen is verkeerd, en hy het nog steeds geëet, want hy wou nie vir Eva in die steek gelaat het. So transgression of oortreding, daai woord kom 51 keer voor in die Bybel, oortredings kom 48 keer voor in die Bybel. Okay, ons gaan nou verder praat daaroor. Maar nou is die vraag, is daar 'n verskil om gemeenskap te hê 5 minute voordat jy trou en 5 minute daarna? Ek bedoel, dit kan 'n paar ure se verskil wees. Is dit relevant? Gaan dit 'n verskil maak? Die antwoord is ja. Geestelik is die huwelik 'n beskermende heining om jou kinders. Gemeenskap voor die huwelik, veral as 'n kind gemaak word, is relevant. Buite die huwelik is daar geen beskermende heining om jou kind nie. Die vyand soek oop deure waarby hy kan inkom. Hy soek na ouers wat vasgebind is, sodat hulle by die kinders kan uitkom. Okay. En nou wil ek net vir jou sê, as jy ooit lus is om te getuig oor enige iets wat met jou gebeur gedurende, tydens of na hierdie kursus, is jy baie welkom, want lees ons in Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, Jesus se bloed, en deur die woord van hulle getuienis. Ek wil net hê jy moet besef dat dit 'n groot verskil maak in mense se lewens as jy getuig. As jy vir ons iets vertel wat met jou gebeur het, of hoe die Here jou aangeraak het, of hoe iets beter geword het nadat jy iets spesifieks gebid het, dit is dalk presies wat die Here van jou verwag om in die volgende ou se hart te werk. So moet dit nooit onderskat nie. Asseblief, as jy wil getuig. Is ek so gebore? So uit Susan se getuienis besef ons dat jy gebore kan word met iets wat nie van God af is nie. Onthou net altyd, jy is nie so gemaak nie. Satan kon sy kloue reeds met konsepsie inslaan. Okay. Onthou ook dat die huwelik 'n geestelike heining om jou baba sit met konsepsie en in die baarmoeder. Ek wil gou vir jou verduidelik van hierdie sonde, ongeregtighede en oortredinge uit die skrif uit. So Psalm 32 vers 5 lees ons: My sonde het U bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek U bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. So kom ons gaan dit nou net gou hersien. As ek oor is, daar het nou 'n nuwe stopstraat onder in die dorp opgesit, hy was nog nooit daar gewees nie. Ek kom daar verby, ek sien nie die stopstraat nie en ek ry per ongeluk oor hom. Okay. Ek is 'n wetstoepasser, my beste intensie was om by die stopstraat te stop, maar ek het die merk gemis. Het ek die wet oortree? Ja, want ek het oor 'n stopstraat gery. Was dit aspres? Nee, dit was nie aspres gewees nie. Okay. So ek het sonde gedoen, ek het die wet oortree, maar dit was nie aspres nie, ek het net die merk gemis. Okay. Om te oortree, om 'n oortreding te doen,
sal wees vir my om môre weer oor die stopstraat te ry. Okay. So môre kom ek daar en ek besluit, ag weet jy wat, hulle het nie breins om te doen wat hulle doen hier nie, en ek dink die stopstraat is op 'n stupid plek gesit, en ek gaan in elk geval nou weer oor hom ry. Dan doen ek 'n oortreding, 'n willful rebellion. Ek kies nou om die wet te oortree. Okay. So, sê nou maar, ek wil baie graag hierdie bakkie hê in, waar wil ons wees? Mr. Price Home, en dis 'n vreeslike mooi bakkie, en ek het die naweek 'n funksie, en ek kies om hierdie bakkie te vat. Kom by die huis, ek besef, ja, dit was regtig, dit is nie in God se woord nie, en ek het nou moeilikheid gemaak deur hierdie bakkie te vat. Ek sê vir die Here, ek is baie jammer dat ek gesteel het. Okay. Die Here gaan my vergewe daarvoor, dalk sal my gemoed my tot op 'n punt vat waar ek môre die bakkie vir hulle terugvat. Ek het gesondig, ek het die merk gemis, ek besef is nie van God af nie, ek gaan dit nie weer doen nie. Okay. Versus, ons is 'n baie arm familie, ons steel vir kos, ons glo eintlik dat die wêreld ons skuld, want ons het nie geld om kos te koop nie. So, dit is heeltemal aanvaarbaar, nie vir my om 'n bakkie te steel nie, maar wel vir my om kos te steel. My ouers doen dit nog altyd, as ons nie kos steel nie, dan het ons nie kos op ons tafel nie. Goed, so ek mis nou nie die merk nie, ek steel want ek wil steel, maar ek gaan nog vir jou verder vat. Nou gaan jy vanaand na die Here toe, en jy sê vir hom, Here, ek is jammer dat ek gesteel het. Nou sê die Here, okay, met my bloed vergewe ek jou, maar jy steel nou al vir maande, en jy vra elke aand vir my om jou te vergewe. So hierdie is nie nou meer net, ek mis die merk nie, hierdie is 'n oortreding, jy het nou 'n willful rebellion, of ek steel, en ek vra nie eers vir die Here om my te vergewe nie, want ek dink eintlik daar's iets fout daarmee nie, dit kom my toe, ek moet tog eet. Okay. Nou kom jou ouers tot bekering, nou besef hulle nie, ja, ons mag nie steel nie, dis nie heeltemal teen God se wet. Dit is nou op hulle harte geskryf, hulle wil nie meer steel nie. Daai ouer kan nie nou na die Here toe gaan en vir die Here sê, Here, ek is jammer dat ons vir die laaste 15 jaar van ons lewens diewe is nie. Want onthou nou, is dit nie meer net steel, die sonde is steel, ek vra vir die Here om steel te vergewe nie. Hierdie is nou 'n familielyn van diewe. So ek is 'n dief, my pa was ook diewe, hulle het ook so gesteel, hulle het eintlik mense goed ingedoen, en weer op 'n ander manier sê nou maar, en ek het nou klaar my kinders geleer om so te operate. Okay, so die oomblik wat jou kinders bly steel, omdat hulle dink dis reg, mis hulle net die merk, so dan is hulle in sonde. Maar die oomblik wat jy besef dat jy nie mag steel nie, en nog steeds steel, dan is jy besig om te oortree, dan is jy besig met 'n transgression, en die straf daarvoor is groter. Okay, maar jy het nou klaar 'n karakter van om 'n dief te wees. Jy kan nie die Here vra om jou te vergewe van jou karakter nie. So om jou dan nou uit daai ongeregtigheid, uit daai iniquity, uit daai ding wat in jou gees vasgevang is, uit te kry, het jy dit nodig om dit bietjie op 'n ander manier te hanteer. Ek wil vir jou 'n volgende voorbeeld gebruik, en dit is byvoorbeeld in die jare wat Israel gesplit het, en toe word hulle 'n noordelike stam en 'n suidelike stam. Die noordelike stam is op na Samaria toe, en hulle is voortaan Israel genoem. Die suidelike stam het net daar in Jerusalem gebly by die tempel. Okay, die koning van die noordelike stam van Israel was toe nou Jerobeam gewees. Die koning van die suidelike stam wat toe Juda genoem geword het, was Rehabeam gewees. Rehabeam was Salomo se seun, Jerobeam was een van sy voormanne wat toe nou die helfte van die ryk oorgevat het. Maar Jerobeam was toe nou baie bekommerd geweest, want die helfte van sy mense gaan nog steeds af na die tempel toe om te gaan aanbid in die tempel. En hy was bang dat hulle op 'n stadium sal hulle harte verander en by die Juda stam weer sal aansluit. So wat doen Jerobeam toe? Hy bou vir hulle 'n nuwe tempel bo in Samaria. En hy sit toe 'n klomp beelde, van beeste, ek dink hy het 3 gemaak van beeste daar bo in die tempel, en hulle het toe daar begin aanbid, in plaas van in die tempel onder in Jerusalem. En hulle het toe ook begin beelde aanbid, en hulle het toe vermeng met 'n klomp mense van ander gode, en hulle het toe op die einde van die dag het hulle eintlik baie sterk vir Baal beginne aanbid. Okay, so nou vra ek vir jou, hulle het nou vir Baal aanbid. Jerobeam homself wat van beter geweet
het heel moontlik getransgress, né? En dit was, in sy hart was dit 'n iniquity gewees om vir Baal te aanbid. Okay. Maar hier na die derde geslag het hulle vir Baal aanbid, want dis wat hulle ouers hulle geleer het. So nou vra ek jou, was hulle in sonde of het hulle oortree? Hulle het eintlik was hulle net in sonde, hulle het net die merk gemis. So wanneer iemand na hulle toe gekom het en vir hulle gesê het hulle doen verkeerd en hulle dan 'n besef in hulle harte gekry het, maar eintlik moet ons vir God aanbid, of wanneer hulle dalk die skrifte begin lees het, dan was hulle meer in 'n transgression. Maar ek wil net hê jy moet sien hoe 'n ongeregtigheid van geslag tot geslag oordra en op die einde kan maak dat jy net die merk mis en dat jy nie eers meer besef dat jy die verkeerde dinge doen nie. En op daai noot wil ek jou regtig baie mooi vra om jou Bybel te vat en om baie mooi te lees wat in jou Bybel staan. Want as jy 'n Bybel op jou rak het, gaan jy nie eendag voor die Here kan staan en vir hom sê, Here, jammer, ek het net die merk gemis nie, want hy gaan vir jou sê, jy het 'n Bybel in jou hand gehad, hoekom het jy hom nie gelees nie? Ek het vir jou gesê, my volk gaan ten gronde, mense gebrek aan kennis. Ek sê dit vir jou pertinent, jy daai vers al uit hoeveel mense se monde gehoor. Jy het die skrifte in jou hande gehad, hoekom het jy nie net die skrif gaan lees nie? So onthou net, jy is verantwoordbaar, jy hoor waarheid, gaan ondersoek en maak seker dat daar nie iniquities in jou lewe is, wat jou op verkeerde pad sit, wat jy nie besef verkeerd is nie. Dis verskriklik belangrik, op baie vlakke. Okay, so Psalm 32 vers 5, my sonde het ek u bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie, ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe, om vir julle makliker maak. Ek wil jou net gou wys, dat daar 'n koneksie is tussen ongeregtigheid en gees. Psalm 32 vers 2, net 'n bietjie hoor. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid, die iniquity, nie toereken nie, en wie se gees geen bedrog het nie. Kan jy sien, hy maak 'n koneksie tussen gees en 'n iniquity of 'n ongeregtigheid. Okay, so, ek gaan hom nou vir jou lees net so klein bietjie anders, né? Om sonde te doen is om die merk te mis. Ongeregtigheid is 'n verwronge karakter, né? 'n oortreding is 'n opsetlike of 'n rebellious oortreding, 'n sonde, okay? En ek gaan hom nou vir jou lees en net ander woorde insit, okay? So ek het sonde gedoen, ek het die merk gemis en ek het dit aan u bekend gemaak, Here. En my verwronge karakter het ek nie bedek nie. So ek het voor u kom bely, Here, ons is diewe. Ek het gesê, ek wil aan die Here my opsetlike sondes, ek het bly steel, alhoewel ek besef het dat dit verkeerd is, bely, en u het my verwronge karakter van die merk wat ek gemis het, vergewe. En jy sien hoe mooi is dit, Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge, deurboor, ons willful rebellion, ter wille van ons swak karakter, ons ongeregtighede, is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons lees in Exodus 34 vers 7 tot 8, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, sien al drie, maar nooit ongestraf laat bly, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Kan jy sien dat ongeregtighede, iniquities, word oorgedra van geslag tot geslag. Ja, tot aan die 1000ste geslag vir die wat vir hom lief was, maar dan moet jy seker maak die ongeregtighede is uit die pad uit. Jeremia 31 vers 30, maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterf. Elke mens wat die groendruiwe eet, sy tande sal stomp word. Dit gaan oor generasiepagasie, dit gaan oor wat oorgedra gaan word, en onthou jy gaan staan vir jou eie ongeregtigheid, want God gaan vir jou sê, jy het die kennis gehad, en Joret het dit daai dag in die kursus vir jou gesê, so jy gaan moet staan voor God wat hierdie goed aanbetref, en Jesus het gekom,
en hy het sy bloed vir ons gestort, en hy was die ultimate lamb wat versoening gedoen het by God die Vader vir elkeen van ons se sondes, maar ons moet dit apply. Jy kan nie net blindings deur die lewe gaan en nooit vir die Here gaan sê, Here, ek besef hierdie ding in my familie is nie reg nie. Ek kom buig vandag my knie voor U. Hebreërs 10 vers 16 tot 17 is vir ons die goeie nuus. Dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit. Na die dae praat hy van die eindtyd, nou, spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Daai. So ek gaan nou vir jou 'n gebed lees en ek wil hê jy moet dit saam met my bid. So jy kan baie rustig nou net gaan sit met jou oë toe. Jy kan hierdie gebed bid vir jouself, want onthou ons het gesê dat ek eers wil hê dat jy genesing moet kry in jou eie hart. En as jy dit klaar vir jouself gebid het, kan jy dit 'n tweede keer weer gaan luister en deurbid vir jou kinders. Ek gaan dit nou bid asof ons dit bid vir jou kinders. Jy kan ook byvoorbeeld as jy nou nie kinders het nie, kan jy dit net vir jouself gaan inbid. Die eerste gebed wat ons gaan bid, is 'n gebed vir jou, as jy jou eie kinders het, maar jy kan daar jou eie naam insit as jy dan nou nog nie kinders het nie, en dan die tweede gebed wat ons gaan bid, gaan wees vir as jy aangenome kinders het, of fosterkinders, of enige kind waarna jy kyk, waar jy offisieel die reg het om na te kyk, want dan gaan God jou ook eer daarvoor, en dan staan jy met die autoriteit oor daai kind. Okay. So belangrik kry eers, ek gaan dit nou vir hierdie spesifieke doeleinde gaan ek dit bid, en ons gaan jou kind se naam hier insit, want ons gaan nou die ongeregtigheid wat jy oor jou kind gebring het, gaan ons nou afbid. Maar jy gaan dit ook vir jouself kan bid, en ewen as jy nie kinders het nie, dan maak jy net seker dat jy geen wonder het nie. Onthou jou, sê nou maar jy staan vandag hier so, en jy self was 'n buiteegtelike kind, dan gaan jy dit nou net so hanteer. Okay. So die eerste paar stappe wat ons gaan doen, is baie waardevol om dit alleen te doen, en nie 'n definitiewe moet nie, maar dit is waardevol om stap 4 tot 7 saam met jou kind te bid, want dan gaan jy, dit is maar net wanneer ons die kinders seën. Okay, so almal se oë toe. Here, ek erken vandag dat ek vasgevang is in die ongeregtigheid van welis. Die Engelse woord is lust, of hoerery, of seksuele immoraliteite. En jy kan nou net so 'n bietjie rustig raak en dan luister na wat die Heilige Gees vir jou sê. Hy sal dalk vir jou nog goedjies opbring, byvoorbeeld pornografie, masturbasie, homoseksualiteit of seksuele perversiteit. Hoor wat sê die Heilige Gees vir jou, onthou dit, want ons gaan dit bly aanhaal. Ek verloon hierdie ongeregtigheid en vra dat U my vergewe deur die bloed van Jesus Christus, dat ek toegelaat het dat dit in my lewe gebeur. As daar 'n soortgelyke ding in jou voorgeslag al gebeur het, wat jy kan sê, dit is in my lewe, maar ek weet, dit het eintlik ook by my pa, of by my oupa, of by my ouma, of enige van die voorgeslag gebeur. Here, ek erken dat my pa, of my oupa, of wie ook al jy aan kan dink, vasgevang was, jy kan ewen net daarin sit my voorgeslag, vasgevang was in die ongeregtigheid van hoerery, of oorspel, of seksuele immoraliteit, of pornografie, of wat ook al die Here by jou opbring. Hy het die deur, of hulle het die deur oopgemaak vir die vyand om in ons familie in te kom. Vandag vergewe ek my voorgeslag, my pa, of my oupa, of aan wie ook al jy dink, dat hulle hierdie ongeregtighede vermaak het, of geëntertain het, of gedoen het, en hierdeur die deur oopgemaak het, vir hierdie ding om in ons familie te werk, of te operei. Jesus Christus het aan die kruis gesterf, sodat ek vry kan kom van hierdie ongeregtighede, en vandag wil ek Jesus se bloed toepas, om die krag van die ongeregtigheid in my lewe te beëindig. Amen. Hou jou oë net so toe. Here, ek erken vandag, ons gaan nou daai deur toemaak, dat ek die deur oopgemaak het, onthou jy het dit ook nou al gedoen, hè? Vir die vyand om toegang tot my seun en dogter te kry, in die area van welis, of seksuele sondes, of oorspel, of immoraliteit. Partykeer skiep dit 'n geslag, partykeer sien jy dit in jou kinders,
en dan weet jy nie waar dit vandaan kom nie. Maar jy het die autoriteit as die sterk man om daai deur in die gees toe te maak. Ek het die autoriteit om die deur oop te maak, Here, maar ek het ook die autoriteit om die deur toe te maak. So vandag in die naam van Jesus maak ek elke deur toe wat ek in my seun of dogter se lewe oopgemaak het en wat toegang gegee het tot die seksuele ongeregtigheid. As jy nog nie kinders het nie, kan jy daai deur in jou eie lewe toemaak, dan kan Satan jou nie meer daar tuister nie. Ek beëindig die funksie van die ongeregtigheid in my familie en in my generasie en ek verklaar dit dat dit in my lewe gaan stop. In die naam van Jesus het die ongeregtigheid nou geen meer funksie in my familie en ook nie in my familie, in my generasie vorentoe nie. Ek stuur nou die ongeregtigheid van welis, seksuele sonde, oorspel, immoraliteit, wat ook al Jesus, die Heilige Gees op jou hart sit, na die kruis van Jesus Christus, Kolossense 2 vers 14. Jesus het gesterf om ons ongeregtighede op homself te neem in die kruis. En ek laat gaan nou die ongeregtighede na die kruis van Jesus Christus. In die naam van Jesus breek ek nou die krag van die ongeregtigheid van welis, of seksuele sondes, of oorspel, ek het dalk my man of my vrou verneek, immoraliteit, pornografie, wat ook al jy kan aandink, oor my kind, jy kan jou kind se naam daar insit. Ek verklaar dat Jesus gesterf het om die ongeregtigheid om homself te neem aan die kruis. En die ongeregtigheid sal nie langer 'n funksie in my eie lewe, kan jy sê, of in jou kind se lewe. Jy kan jou kind se lewe nou nie. Dan gaan ons nou 'n seën uitspreek oor die kind. Ek spreek nou 'n seën uit oor hierdie kind van my. Die seën waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het vir hom of haar. Jy kan jou eie naam daarin sit. Ek spreek nou 'n seën uit oor myself. Die seën waarvoor Jesus aan die kruis vir my gesterf het. Ek verklaar nou oor jou, my kind, of oor myself, dat jy jou lewe lang emosionele reinheid sal ervaar, seksuele reinheid en huwelikstrou. Enige kinders uit jou gebore sal in die beskermende heining van die huwelik gebore word. Ek seën die dag van jou bevrugting, van jou konsepsie, en verklaar dat jy welkom is in hierdie familie. Jy is God die Vader se wettige seun of dogter, en hy het jou gekies om gebore te word in 'n tyd soos die. Jy is gemaak op die regte tyd, en jy is veronderstel om hier te wees. God het jou gekies om jou lewe te gee, en om jou vir ons te gee. Ons ontvang jou lewe as 'n geskenk van God aan ons familie, en ons dank God dat hy jou deel van ons familie gemaak het, in sy unieke en spesiale tyd. Jy is absoluut uniek, en niemand anders kan jou doel op aarde vervul of bereik nie. Ek seën jou lewe, jou gees, jou gesondheid, jou beskerming en doel op aarde en jou plek in ons familie. Mag jy geseën wees in alles wat jy is en alles wat jy doen van die dag van jou konsepsie af. In die naam van Jesus beveel ek nou enige gees wat nie van Christus af is nie. Julle in baie dinge kan ons in ons gedagtes doen. God is in ons gedagtes, maar Satan is nie. So dit is waardevol om hierdie net hardop te sê. In die naam van Jesus Christus beveel ek nou enige gees van welis, gees van perversiteit, enige gees wat nie van Christus af is nie. Jy kan sy funksie opnoem. Die gees wat my dit of dat laat doen. Daai gees wat my laat pornografie kyk. Daai gees, ek praat nou met jou, om uit my seun of dogter te gaan. Jy mag nooit weer terugkom. Jy het geen autoriteit meer in sy of haar lewe of in my eie lewe nie. Gaan uit en gaan na die plek wat Jesus Christus vir jou voorberei het. Vader, vul asseblief nou, en jy kan jou kind se naam in daar insit of my eie naam met u Heilige Gees. Ek seën hom of haar of myself met die vervulling van die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus. Hier is die volgende gebed van ons bid, vir as jy dalk 'n aangenome kind het. Dit is baie dieselfde as die vorige gebed. So ons sê amen vir die vorige gebed en ons gaan nou weer van voor af begin. Onthou dat God jou as aanneemouer
die geestelike autoriteit gee oor die kind waarvoor jy sorg. Daarom kan jy bid dat die ongeregtigheid van seksuele immoraliteit in hulle lewens gebreek word. Dis baie dieselfde as die boonste gebed, maar bid hom saam met my. Jy kan hom even verander, dat as jy die vorige keer vir jouself gebid het, kan jy nou hierdie keer vir jou kinders bid, of jy kan net sit en luister, of jy kan wie ook al jy ken wat 'n aangenome kind het, op hierdie stadium net in jou gedagtes hou, en net rustig saam met ons deurluister. Here, ek erken vandag dat hierdie kind se biologiese vader en moeder vasgevang kon wees in die ongeregtigheid van Welles. Hoe weet ek dit? Ek sien dalk die simptome in die kind, of ek bid dit net want ek weet dit is moontlik. Okay, die ongeregtigheid van Welles, hoedery, seksuele immoraliteit, of noem enigiets anders wat God nou op jou gedagtes bring, jy dalk die kind uitgevang, besig met sexting, of lelik praat, of jy dalk foto's op 'n foon gesien, of enigiets soos dit. Met die autoriteit van Jesus Christus, as hierdie kind se ouer, kanselleer ons die reg van ongeregtigheid om te funksioneer in hierdie kind se lewe, of in enige van sy of haar generasies, in sy of haar bloedlyn. Ons vergewe die biologiese ouers en vorige geslagte vir hulle betrokkenheid in die ongeregtigheid, en met die bloed van Jesus Christus sny ons die ongeregtighede of seksuele immoraliteit en seksuele sondes in die generasie af. Here, ek erken vandag dat die kind se biologiese ouers 'n geestelike deur in hierdie kind se lewe kon oopmaak, en vir die vyand om toegang te kry in die area van Welles, seksuele sondes, oorspel, immoraliteit, of wat ook al die Here nog vir jou wys. Met die autoriteit van Jesus Christus, as hierdie kind se ouers, maak ons nou hierdie geestelike deur na alle seksuele ongeregtigheid in die lewe van die generasies, in seksuele ongeregtigheid in die kind se lewe, en in die generasies, en in alle generasies vorentoe toe. Ons termineer vandag enige wettige of geestelike autoriteit wat aan Satan gegee is, om demoniese geeste toegang te gee tot hierdie kind se lewe deur sy of haar biologiese ouers in die vorige generasies. As sy of haar vader of moeder dra ons, of vader en moeder dra ons hierdie kind alleenlik aan u op en verklaar ons dat hy of sy aan u behoort en u alleenlik in alle geregtigheid sal dien al die dae van sy of haar lewe. Amen. Ons bly bid met die autoriteit wat ek het in Jesus Christus. Stuur ek nou die ongeregtighede van Welles, seksuele sondes, oorspel, immoraliteit, of wat ook al God op jou hart sit om te noem, na die kruis van Jesus Christus. Jesus het gesterf om ons ongeregtighede op hom te neem aan die kruis. En ek laat gaan nou hierdie ongeregtighede by die kruis. Jesus sal u dit skoon was met u kosbare bloed. In die naam van Jesus breek ek nou die krag van ongeregtigheid van Welles, seksuele sondes, oorspel, immoraliteit, of wat God jou nog aan herinner oor hierdie kind. Ek verklaar dat Jesus gesterf het om die ongeregtigheid op homself te neem aan die kruis, en die ongeregtigheid sal nie langer 'n funksie hê in die kind se lewe nie. Ek spreek nou 'n seën oor hierdie kind uit, die seën waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het, om vir hom of haar te koop. Ek verklaar nou oor jou, dat jy jou lewe lang emosionele reinheid sal ervaar, seksuele reinheid en huwelikstrou. Enige kinders uit jou gebore sal in die beskermende heining van die huwelik gebore word. Ek seën die dag van jou bevrugting en verklaar dat jy welkom is in die familie. Jy is God die Vader se wettige seun en dogter, en hy het jou gekies om gebore te word in 'n tyd soos die. Jy is gemaak op die regte tyd. Jy is veronderstel om hier te wees. God het gekies om jou lewe te gee, en om jou vir ons te gee om na te kyk. Ons ontvang jou lewe as 'n geskenk van God aan ons familie, en ons dank God dat hy jou deel van ons familie gemaak het, in sy unieke en spesiale tyd. Jy is absoluut uniek, en niemand anders kan jou doel op aarde vervul of bereik nie. Ek seën jou lewe, jou gees, jou gesondheid, jou bestemming en doel
en jou plek in ons familie. Mag jy geseën wees in alles wat jy is en alles wat jy doen van die dag van jou konsepsie af. In die naam van Jesus Christus beveel ek nou enige gees wat nie van God af is nie, om uit jou uit te gaan en mag jy nooit weer terugkom nie. Jy het geen autoriteit meer in sy of haar lewe nie. Gaan uit en gaan na die plek wat Jesus Christus vir jou voorberei het. Here, ek vra dat U nou hierdie spasie sal vul met U Gees. Ek seën hierdie kind met die vervulling van die Heilige Gees in die naam van Jesus. Vader, ons is Okay, amen. Amen en amen op die vorige gebed. Ek wil vir jou hierdie gebed ook lees. Hierdie gebed is 'n gebed van seën wat jy vir jou toekomstige kind kan bid, as jy nog nie kinders het nie. So ons wil net vir die Here nou sê met hierdie gebed, dat ons is ontvanklik vir kinders. Ons is ontvanklik om 'n godly generation vir hom op te rig. Okay, so as jy vandag hier so sit en jy het nog nie kinders nie, dan gaan ons nou die konsepsie van jou kinders seën. Vader, ons is ontvanklik vir die geskenk van kinders, soos U vir ons goed dink. Here, ons erken dat kinders 'n geskenk van U is, en ons is opgewonde om die geskenk uit U hand te ontvang. Vader, ons seën al vooraf die gees van ons kinders met konsepsie, en ons verklaar dat ons kinders sal floreer en geseënd sal wees volgens U doel vir hulle al die dae van hulle lewens. Vader, ons verklaar dat enige kinders wat U kies om vir ons te stuur, welkom in ons familie is en in ons familie hoort, en ons seën hulle met 'n gevoel van geliefd wees, waardering, en dat hulle welkom sal voel van die oomblik van konsepsie af en vorentoe in die naam van Jesus. Amen. As jy al hierdie goed reeds gedoen het en jy wil baie graag nou net voor jou kind gaan sit en hom seën, is hierdie net 'n voorbeeld van 'n baie mooi gebed wat jy kan bid. Baie dieselfde as wat ons al gedoen het. Here, ons dank U vir die geskenk van hierdie kind. Jy kan die kind se naam insit wat U vir ons gegee het. Here, ons seën die dag van hierdie kind se konsepsie en verklaar dat ons jou verwag het en dat jy welkom in ons familie is. Jy is jou Vader se wettige seun of dogter en hy het jou gekies om gemaak te word vir 'n tyd soos die. Jy is op die regte tyd gebore en jy is veronderstel om hier te wees. God het gekies om vir jou lewe te gee en ook om jou vir ons te gee. Ons verwag jou lewe as 'n unieke geskenk van God aan ons familie. En ons dank God daarvoor dat hy jou deel van ons familie gemaak het in sy unieke en spesiale tyd. Jy is absoluut uniek en niemand anders kan jou roeping en doel op aarde behaal of vervul nie. Ons seën jou lewe, ons seën jou gees, ons seën jou gesondheid, jou roeping en jou doel en jou plek in ons familie. Mag jy geseënd wees in alles wat jy is en alles wat jy doen van die dag van jou konsepsie af en vorentoe. In Jesus naam. Amen. Ek hoop hierdie kursus was vir julle geseën geweest. Ons gaan volgende week aan met die tyd in die baarmoeder. Lekker bly.